so 'n oomblik voordat elke simfonie begin, voor die heel eerste noot, voor die dirigent se hand lig. Dit voel asof niks gebeur nie, maar dit is die belangrikste deel van die lied. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe, ons kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in, daar waar ons bly, werk en speel. Bethlehem het ook daardie oomblik gehad, voordat engele sing, voordat herders hardloop, voordat die wêreld wakker word, was daar stilte. Nie doodse stilte nie, asemstilte. Nou stilte speel 'n bepalende rol in die Bybel. God skep nie deur geraas nie, hy spreek in stilte. Elia ontmoet God nie in die storm nie, maar in die fluistering in 1 Konings 19. Israel wag 400 jaar tussen Maleagi en Matteus. God werk, maar niemand hoor hom nie. Jesus word 30 jaar lank groot, onopgemerk, onbekend, en dan eers begin die beweging. Die opstanding begin nie met 'n trompet nie, maar met 'n stil graf en 'n asemteug. Ons leef in 'n wêreld vol geraas, 'n kultuur wat dink volume is gelyk aan waarheid. Maar die evangelie sê, die grootste dinge wat God doen, gebeur gewoonlik in stilte. En dis hier waar dit pynlik raak, want baie van ons bid en dit voel so stilte. Ons wag en daar gebeur niks. Ons voel vas, leeg, moeg, sonder helderheid. Maar God se stilte is nie sy afwesigheid nie. Dit is gewoonlik sy voorbereiding. Want die koerant sal nie die oomblik voor die engel se lied beskryf nie. Die algoritme gaan nie die oomblik post toe Maria net asemhaal om te verwerk nie. Niemand gaan die stilte op TikTok trend nie. Maar God werk in daardie stilte. Heilige swangerskap lyk nie soos 'n getuienisvideo nie. Dit lyk soos iemand wat net aanhou leef terwyl niks verander nie. En alles verander. Stel jou voor, Maria sit alleen in 'n stal, die baba haal asem. Josef is stil, die wêreld is vasgevang in sy rykdom, sy politiek, sy magspel. Maar God is hier. Niemand sien dit nie, niemand meet dit nie, niemand weet nie. Maar die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom gebeur in 'n stilte waarin net 'n dier skarrel, 'n baba suig en 'n ma huil van moegheid en verwondering. Dit was nie net 'n Kersfees nie, dit was 'n revolusie in stilte. God se lied het begin, sonder 'n geluid. Wat is ons nuwe groei vir die nommer 1 netwerk vir jou lewe, waarvan jy deel is en waaraan jy deel gee? Dit beteken, ons moet leer om stilte te eerbiedig, nie as leegheid nie, maar as genade. 'n netwerk wat net lawaai produseer, preke, aanbidding, posts, aktiwiteit en niks anders nie, mis die hart van God. Maar 'n netwerk wat leer om te rus, te wag, te luister en te leef in vertroue kan die wêreld verander sonder om te skree. Ons kan die soort kerk word waar mense leer, geloof groei stadig. Stilte is nie goddelose leegheid nie, wag is nie passief nie. God vorm ons eerder as om ons net te lei. En Bethlehem leer ons, die eerste klank van God se teenwoordigheid is gewoonlik asem, nie applous nie. Miskien voel jou gebedslewe dof, miskien voel jou roeping stil, miskien voel jou lewe stadig, maar onthou, die wêreld se verlosser het gekom en meeste mense het dit deurgeslaap, maar God was besig, in stilte. So as dit stil is, moenie weghardloop nie, sit, wag, asem, daar is 'n lied besig om te vorm. Tot volgende week, mooi loop.